Goeiemôre almal. Baie dankie, baie welkom so vanoggend by die gedenkdiens van André Blitz. Dankie dat julle vir die tyd ingekoop het om hier te wees saam met die familie en vriende om net te ondersteun in hierdie moeilike tyd. Dan gaan julle graag vroeg begin en as julle net julle foon miskien net op vibrate silent af te sit, die tydens die diens van julle kan. Dan weet julle plan julle oor buite sit. Julle dankie vir die dag wat jy ons gegee het. Julle dankie vir die lewe wat André Jesus saam met ons gehad het. En ons weet dat hy op 'n baie vrug het om ons hier verlaat en ons weet dat baie is sy sonder pyn, sonder lyding. Niks kan hom weer enige leed aan doen. En hy weet ons harte is seer om dit vra wat ons nooit die antwoorde miskien sal kry nie. En ons is dankbaar vir elke oomblik en elke dag ons wat ons sal doen. En ek vra dat U die Heilige Gees ons sal stuur om ons harte te kom woon en te kom werk en ons te vertroos in hierdie moeilike tyd. Ons weet dat ons nie alleen is in hierdie tyd. Ons weet dat daar altyd iemand is waarna toe ons kan kyk, vir hulp vra, ondersteuning, liefde, vertroosting, wanneer ons dit juist nodig het. My gebed in Jesus naam. Amen. Ek wil begin om te vra, as daar enige iemand wat graag vorentoe wil kom, om ietsie te kom deel van André se lewe wat hy vir jou beteken het. Nou is dit die perfekte tyd om bietjie te kom skinder. Dis die enigste tyd wat jy eintlik mag skinder. So enige iemand wat graag ietsie wil kom deel. Hello everyone, I'm Scott. Some of you know me, some of you don't. I've known André since day 6. We had a funny on-off relationship. He was Afrikaans, I was English, he spoke Afrikaans, I spoke English, it worked. Coming from school, on school days we used to have this BMX on Lucy Neville. He had this long axle in the back. I always asked him, what is this thing for? He's like, when you riding, he's like, okay. I'm like, okay. What does he do? Go down here, with my wheel and I fall off the bicycle. Then he thinks it's the funniest thing in his life. I come home with roasties and a broken bicycle. Next day we come back again with Portugal music again. Yeah, it's sad really, isn't it? This is not what I want to know at the moment today. Same as with the auntie, the one who brought up a hell of a good child. I liked him, he was my best friend, we had our ups and downs. And I was always there as much as I could do. He enjoyed his life, he did everything that he wanted to. He went out with the family, he came to a family of bride, family members, he was there. He was always going for stuff. Came to drags, he jumped in with us, he went on. Ruin was with us all the time. That was fun. I'm going to miss this guy a hell of a lot. Then we came to our teen years, had fun. I didn't know I'm a commercial mechanic. I only made him flip in the auntie then. And André said to me that he would like to show me what mechanical work is because I was going that trade from school. So I said, okay, that's fine, we'll go for it. I went to their house after school. My mom asked, where are you? I'm like, I don't know, I said, Jumi. She didn't know where I was all the time because I was with André. So then we did mechanical work, he showed me the cars, he did everything. Then we came to school, we did the roads and mechanic in school with Mr. Gericke. So André was a naughty little bugger also, so he buggered a lot of people around. So he said to me, I must hold the air pressure or air pipe onto the tank. When Mr. Gericke climbs underneath, I must switch it on. I'm like, okay, I don't know. So he says, okay, oil. So I compressed it. Mr. Gericke was under full of diesel, he was angry for us, and he didn't come back to school 3 days. André was the most amusing thing in his life. We all laughed. It was part of the mechanical life. And then we had so much fun. It was a joy. Never had issues with them. We had flips the 60th, all the family got together. It's a bit difficult not knowing he's not there anymore. I'm going to miss him a hell of a lot. Used to SMS him, what are you doing? And knowing André is a pancake, but it's okay. That's English and Afrikaans. And then once Sissy was born, that was the pride of his life. There was no one that could do anything to that child. That was his love of his life.
want to say thank you for everything, Auntie. You did a wonderful job. You brought out a good son. I'm going to miss him out a lot. Geraldine, everybody, I'm for the loss. And I'm sorry for Sissy also. I know it's too early. I will also question you. Thank you. Goeiemôre, dit is weer voorreg om vanoggend hier by die gedenkdiens te wees van Andre. Die Brits familie het baie jare terug en ek in my vrou se lewe gekom. Hulle was baie jare die gemeente wat ek bedien het. Ek het nog 10 jaar, amper 11 jaar terug afgetree. Maar Flip en die Hester, Tanya en Geraldine, ek het hulle nie echt verbind. Ek wil net vir julle sê, my innige, my vrou se innige medevoel was toe Andre, hy sal seker deel van Flip wees, is baie handig mense. Ek weet ek het een aand met my opa gesikkel die hele aand. En net om een verwel op te sit. En ek bel vir Andre. Ek sê, Andre, het jy tyd? Ek vertel, hy sê, pastoor, ek gaan net 5 minute kwart. En so waar hy daar gekom, die ding wat ek weer gesikkel het niks te doen gehad met dit wat ek moes doen. Maar ek het Flip geken as die pa van die huis. En Hester, hulle was, en Tanya, hulle was altyd so getrek in die dienste. En dit was 'n voorreg om dit te bedien. En ek wil vir julle almal sê, as Pieter is hier, wil vir julle almal sê, dis 'n voorreg, die liefde wat ons vir ander het, in gemeenskap te hê. Mag die Here die familie seën, en ek bid dat hierdie diens ook vir u tot seën sal wees. Amen. Is nog iemand? Ek weet nie wat om te sê, maar ek gaan eerstens wil ek sê baie dankie vir Andre, dat hy deel was van ons lewe. Ek ons het voorreg gehad om 40 jaar sonder om te kan spandeer. En hy is altyd in ons harte. Ek wil vir Andre sê, dankie vir die tyd wat jy dan ons gewees het. Dankie dat jy so hard gefight het. Ons sal jy altyd onthou, en ons is baie lief vir jou. Mommy en papi, baie dankie vir Andre. Julle was echt grootste inspirasie. Dankie. Papi, ek weet nie sê baie dankie dat jy op die hospitaal was. Hy sal altyd waardeer. Baie dankie. Geraldine, het was nie voor om te sê sorry nie. Want daarmee is altyd in ons lewe, nie is altyd by ons. En ons is altyd lief vir jou nie. Sorry, hoor. Maar ons is baie lief vir jou en vir ander en vir Sissie. Ek hou jy styf vas my baby, hoor. Laat me lots. Ek wil graag ietsie vandag sê. Ek wil ons moet onthou hoe ons vandag so is. En as 'n ma en 'n pa wat hulle kind verloor het. En daar is Boetie en Sissie wat hulle Boetie verloor het. En daar is vandag 'n vrou wat haar man verloor het. Maar die heel belangrikste is, daar is 'n klein dingetjie wat haar papa verloor het vandag. En dit is wat ons moet onthou vandag. En dan is hier, daar is 'n gedeeltjie van ander binne in haar. En 'n gedeeltjie van jou binne in haar. En ek hoop en ek bid dat hierdie tyd, die Here, julle as 'n familietjie, nou saam kan bring, want sy kan baie wonder en genesing vir julle laat bring, vir al die hartseer. En ek weet Andre is op 'n goeie plek, en hy sorg vir, en hy kyk af elke dag,
waar julle kyk en hy gaan spaar. Wees 'n familie en wees lief vir mekaar, wees by mekaar, staan mekaar by. Daai is 'n lyf vir jou goeie naam. Dan nog iemand? Dis die brief van Geraldine, sy sê, my liefste man, vandag sê ons nie tot ziens nie, maar net, wat welkom ons mekaar eendag weer sien daardoor. Dankie vir alles wat jy vir ons gedoen het. Dankie vir die goeie man wat jy was vir my, en die papa wat jy vir Sissie was. Jy was en sal altyd baie, jy was en sal altyd my man en oulie wees. Wie wil die trane oor my wange stort, weet ek lieve Jesus en sy mooiste dochter. My belofte aan jou is dat ek mooi na die sal kyk, altyd op my hande sal dra. Daai woord wat op jou hart kom sit het, was 'n teken dat die Here jou bewaar het, dat jy pynvry daardoor is. Ek het soveel om te sê, maar weet nie hoe om te sê. Jy is nou pynvry, liefde, jou vrou. Nou laas week, gedurende die week, toe het in die kar, die tweekies gereid en ons nie in die lijn, toe sit sy die vir haar. So sit terug en luister, die sy vir haar nie is. Soos die dame gesê het, soos vandag sit ons hier so, ons sê tot ziens die man wat so groot impak op baie mense se lewe gemaak. Toe ek by Geraldine was laas week en toe ons gesit het, ek sê nie laas week, maandag toe ons gesit het en bespreek het oor hoeveel mense en so, sê wat nie, wat om 50 mense so. As jy kyk, is jy so omtrent so tussen 100 en 150 mense. Ek dink daar is soveel meer mense wat jy so miskien wel gewees het. Dit sê maar net die impak wat ander in die lewe gemaak het. Dat jylle vir iets beteken het en hy vir jylle sou jy nie vandag gewees het. Daar is so 'n quote wat sê, time is measured in minutes, but life is measured in moments. Ongelukkig as iemand omstandig om al wat bereik is die memories, die foto's. Ongelukkig is daar mense wat nie uitgevoerd. So dat jy net iets om terug te kyk hoe die lewe was. Maar alles is hier in jou hart, in jou gedagtes. Gelukkig kan iemand dit nie van jou laat. Maar die familie het 'n paar foto's in mekaar gesit van herinneringe wat
so iets na die hart is. So ek gaan vir kyk of vir hom te speel. Ek dink aan elke foto as jy daar kyk, jy kan nou wat daar gebeur het. Dan is dit die afloop. Dankie. 7 jaar is verby en die leer in nieuwe getij sal ek my sondes bely aan jou. 7 jaar in die wêreld is koud, 7 bring 'n nuwe aard, broer my liggaam steeds na sout. 7 jaar bring 'n nuwe mens, 7 maar 'n nuwe wens, wat flikker om jou grens. En hoor jy, en hoor jy, my siel belavond, maar nie voel, wat sou jy sê van my nieuwe gevoel, wat het jy bly bedoel? My siel belavond, maar nie voel, wat sou jy sê van my nieuwe gevoel, wat het jy bly bedoel? En die leer in nieuwe getij sal ek my sondes bely aan jou. 7 jaar in die wêreld is koud, 7 bring 'n nuwe aard, broer my liggaam steeds na sout. 7 jaar bring 'n nuwe mens, 7 maar 'n nuwe wens, wat flikker om jou grens. En hoor jy, en hoor jy, my siel belavond, maar nie voel, wat sou jy sê van my nieuwe gevoel, wat het jy bly bedoel? My siel belavond, maar nie voel, wat sou jy sê van my nieuwe gevoel, wat het jy bly bedoel? Hoor jy, hoor jy, hoor jy, ek se sondag, ek weet, ek het baie harte seer gemaak en baie al gebreek en my gewete is gebrand. Ek het te veel keer gekies ten rede en verstand, maar ek is uit oorlê, ek het oorgegee aan wie ek is. So hou die hemel oop vir as ek kom, eendag as die tyd vir my sou kom, dan is dit nie nou, maar ek's gereed. Dan is dit vandag, net die ene weer, net die ene weer. Ek was verlore, maar nou gevind.
Eendag as die tyd vir my sou kom, dalk is dit nie nou, maar ek's gereed. Dalk is dit vandag, net die Here weet, net die Here weet. Of jy 'n vraag vra, leer ek graag vir my hart opstel. Wie dink Andre is vandag geneem? Right. Volgende vraag. Wil wie die judgment? Wie sal my vraag wil ons? Right. Begrafenis gaan altyd oor twee goedes. Gaan oor die persoon wie nie meer is by ons nie. Die tweede gedeelte is van julle wat agter. Ongelukkig, dit wat ek hier sal voorsê, gaan op net terug. Of wens ons God iets gesê het, dat er nie weer so vir 'n paar jaar kan wees. Maar ek dink as jy kom die vraag sal nou kon vra, so jy wil terugkom, bietjie met plekke ruil, of vir so 'n paar jaar om dit sou vir jou te sê, bly maar vir sy man. Dis waar ons verder werk die beter plek. Ek dink hy sou miskien nog een nou gewees het, jy weet om sy dogter te sien groot word, af te gee aan 'n man, mans bejaardigheid is te gee. Lewe saam met sy vrou te geniet, sy ma, sy pa, sy familie. Maar die eenheid van dood is hy nie tyd. Hy het nie ouderdom. So 3 weke terug het ons 15, 16, 17 jaar geword. Gister het ons 25 jaar geword. Vandaag het ons 40 jaar. Stelling van dood. Hy skryf nie vir jou 'n brief vir jou bel en sê, weet jy wat, volgende week is jou weer. Jy het geleef is. En kom wanneer dat jy die minste vandag. En kom wanneer jy dit nie wil hê dit te doen. Maak jy saak of jy as familie tyd gehad het om te sien het, weet jy, Andre is besig om agteruit te gaan. Dus moet ons self nog voorbereid. Want al het jy jare gehad om voor te bereid. As daar oproep kom en sê, hy is nie hier nie. Tref het jou nog steeds. Ek weet vandag sit die van julle wat wens dat julle miskien net nog tyd gehad het. Ook oomblik nog gehad om weer te bel en te sê, weet jy wat, ek sê nie vir jou, dink aan jou. Nog miskien tyd gemaak het vir 'n braai of 'n kuier. Ek weet baie mense ons doen dit elke dag. Iemand bel, of jy kry 'n boodskap, ek sal terugbel. Nee, ons moet weer om te kyk. Dan raak jy so besig met jou eie lewe en geen af. As jy kom, as mense by 'n dag soos vandag is, waar jy bietjie moet kom staan, bietjie realiteit in die gesig moet staan. Bietjie dink, wat is werklik in die lewe belangrik? Want soos die stories wat ek al gehoor het, foto's wat ek nou gesien het, Andre was nie 'n mens wat gejaag het na geld, die luxe karre, huis, fancy, dubbelstorie, dit kom nie gebeur. Julle wat hier so sit, sy familie en vriende, dit was hom. En dat gebeur dat sy dag kom en daar gaan in die kindsal van hom. Daar gebly agter, waar ander mense met dit slaan. Elke dag maak mens keuse in mense lewe. Jy kies of dit goed of sleg is. Dan maak dit seker as jy daai keuse maak om iets gebeur met jou. Of jy tevrede gaan wees waar jy ewigheid is. Baie mense dink omdat hulle jonk is, hulle kan baie jare oor om hulle tyd weg te maak met die Here. En môre is nie 'n baan. Môre is daar nie probleme wat kom. Ons weet nie as iemand vandag hier sal uitvat, het jy laaste is. Dus ek kom mens met die tyd gebruik, terwyl jy het, terwyl jy asem, terwyl iemand nog en die oor kan kyk, te vir hulle sê, wys, en doen wat jy wil doen.
voor jy oor uitvee, is jy op daai persoon kies. En ek dink hier op die laaste rukkie waar Andre in die hospitaal was en waar hy gevoel het, sy lewe is besig om tot 'n einde te kom. Dink ek juist uit die tyd gebruik waar hy alleen was om 'n bietjie terug te kyk op sy lewe. Terug te dink aan dit wat hy aan ander mense gedoen het. Dit wat hy miskien aan homself gedoen het. En ook die goedes wat hy nog gebouw het. Ek dink hy het geglimlag en gesê, weet jy wat hy is gedoen. Hy het gedoen wat hy nou doen, die lewe wat hy gehad het. Hy weet sy vrou, sy dochter, sy manne gekyk het. Maar ek dink die meest belangrikste ding is dat ek sien die Bybel is gesloten. Weet ek dan, bietjie gerus ek in mense hart het, om te sê ons weet dat daar is. Hy het miskien nie elke dag rondgeloop in die Bybel, onder sy arme vir mense gepreek is en ons verkeerd gedoen het. Maar ek dink in sy maand het en nog steeds mense reggehelp. Hy het nie vir julle die Bybel of die Here in julle kele afgedruk. Maar ek dink hy het toch in 'n mate gesê, weet jy wat, dink jy die Here sal gehou het ons. En die type mens wat hy was, het hy weer aan karaktereienskappe, die liefde, die omgee, allemaal altyd wil help, tot spyte van ons. Die Here in sy hart geplan, die dag by gesê, weet jy wat, ek kan nie die lewe sonder die aanpak. Ek het iemand en iets nodig om my te beskerm en my te lei, sodat ek 'n goeie voorbeeld vir my vrou en vir my dogter sal wees. 5 jaar terug het hy begin met sy stryd met kanker en het op en af gegaan. Dan sy vrydag kom ek weer terug, en sy vrydag kom ek weer terug. En dan laat hy dit op. Ek geveg tot die einde. En partykeer moet 'n mens so 'n voorbeeld volg om te sê, weet jy wat, 'n mens moet beklei vir wat reg is. 'n Mens moet beklei tot die bitter einde toe. 'n Mens moet net in die middel stop en tou gee. As 'n mens nou gedink en as hy 5 jaar terug toe die eerste keer gebeur het, tou opgegooi het, waar sal hy kyk as dit gewees het? Toen was ek nog maar klein baie. Waar sal julle gewees het? Vele vrae om julle hoofd te sê. Jy jouself die vraag moet vra, as ons jou diens vandag moes hou, as jy hier voor moes doen, sal jy tevrede gewees het, waar jy ewigheid sou speel. Ongelukkig kan ek die vraag vir jou antwoord. En met alles wat in die lewe aangaan, goed wat op sosiale media aangegaan het, met die wegrap en alles, die mens bietjie kom stilstaan en net maar gaan besef, weet jy wat, as sulke goed moet gebeur, waar toe gaan ons? Wat gebeur met die mense wat agterbly? Jou antwoord is, jy sal nie tevrede wees. Is daar nog goed wat jy in jou lewe moet verander? Dat is goed in jou lewe wat jy moet uitskryf, daai vrede, die volle, gebande lewe van die Here, so kan het. Ek gaan 'n gebed doen, neem jy die tyd om vir die Here te vra om jou te lei, vir jou te wys wat daai klein goedjies is wat jy moet uitskryf in jou lewe. Sodat as vandag, môre, oor 'n jaar, jou tyd kom, dat jy weer in ag kan wees met ander. Here, dankie vir so 'n merkwaardige man in ons lewe. Here, dankie dat hy op sy eie manier vir ons kom wys het hoe om die Here te dien.
Dankie dat hy so vol liefde was, dankie dat hy 'n lewendige, opwindende, vriendelike mens was, wat altyd ander wou help. En dat hy so 'n hart vir mense gehad het. Here, maar help ons dat ons nie dit vergeet en hom vergeet nie. En ons het altyd ons eie probleme, ons het 'n besige lewe. Maar Here, daar soos die, dat ons net bietjie kan kom stilstaan en net besef wat belangrik is. En dat ons net bietjie kan kyk na wat binne ons aangaan, waar ons pad met U is. En dat ons net bietjie weer kan terugkom, te kom fokus en stilstaan by U Christus. Here, maar help ons, lei ons, dat ons hierdie klein goedjies wat ons agteraf vir mense wegsteek, dis daai klein goedjies wat ons lewe uit kan kry, Here. Dat ons nie ons ewigheid kan opmors, verruil vir iets wat nie sal maak. Here, dat ons fokus is op die lewe hierna en nie dat ons uit hierdie ene kan uitkom. Maar Here, ook so dat ons mekaar kan bystaan. Die pad wat vorentoe lê. En dit gaan nie maklik wees nie. Maar vandag kom wat mens meer is ander. En die tyd is wat mens nodig het. 'n bietjie meer verdraagsaam te wees met ander. Here, help ons om keuses te maak wat glimlag op ons gesit. Here, dat ons die mense wat hier so is, saam met ons elke dag wat ons lief het, in seën word. Maar Here, dat ons juis elke dag ten volle lewe, asof ons dit die laaste dag is. My gebed in Jesus naam. Amen. Vir ons bedank, ons gaan nie vir ons dat enigiemand wat voor ons wil kom en iets te sê. Wanneer jy met vandag die werkstap voel dat jy na liefste wat sê wat op jou hart was. Baie dankie. Ek kyk of ek dit was 'n bietjie so. Namens die familie wil ek net sê baie dankie vir elkeen wat hier is. Dankie vir die moeite, die tyd, die energie wat julle ingesit het. Juist in die afgelope paar weke wat dit nie so goed gegaan het. Elke oproep, elke boodskap, elke besoek wat julle aan my gegee, die familie wat julle so baie. Dankie vir almal wat bydra gedoen met die verversings. Nou na die tyd dat net 'n bietjie kan saam kyk, net 'n bietjie ander stories kan vertel. So bly die familie gaan julle ondersteuning nodig hê van die af vorentoe, dit gaan nie maklik wees. En as jy daar ry, asseblief veilig ry. Wat van die af vorentoe gaan gebeur is dat die naaste familie eerste kans gee. Daar's 'n liedjie wat gespeel gaan word. Hierso is rose vir die naaste familie en dan roosbare vir die res van julle. Julle kan hierso julle laaste totsiens kom sê en as julle daarna plaas kan hier oor beweeg na die tafel. But even when
pictures on my phone. They don't feel the empty, but I feel less alone. And I know you're with the angels, right where you belong. 'Cause you were born to us, you left a legacy of love. So I'll cry, 'cause it's over. Smile because we had to. Had to hold on, living even though it ended all too soon. And in time, I'll start healing. But even when I get that feeling, no matter where I go, what I do, never not remember you. You light up a whole room like that. You made us think, made us feel, made us all that. You always keeping that shirt off your back. I miss you bad, I miss you bad. So I'll cry, 'cause it's over. Smile because we had you.